Welkom terug by die 4de reeks van Net nog enetjie. Ons het bietjie gerus, maar die politiek en ander gebeure het wel nie. So ons is terug en ons gaan vandag lekker gesels. So luister gerus saam, daar weer is. Skink vir jou net nog enetjie, liefs as jy by die huis is en in die kar nie. En ja, gesels lekker saam en ja, vandag is daar net eintlik een ding om oor te praat en dit is Trump versus Ramp wat afgespeel het in die Oval Office. Nee, en dan nou, wel, ons kan byvoeg, is dit die vlugtelinge of dan nou die klugtelinge, wat die ene. Maar vandag gaan ons net let's get ready to trumble doen, nee? Trumble in the jungle. The trumble in the jungle, exactly. Net voor ons begin, net nog enetjie is op Apple Podcast, Spotify en YouTube. Los asseblief vir ons 'n resensie, los vir ons 5 sterre. Gesels saam, sê waaroor jy wil gesels. Ons het julle gemis, ons het julle kommentaar gemis. Hoopelik het julle ons ook gemis. En dan ook dankie ouer gewoonte aan ons borg uitspandelle hier op die terrein van die Voortrekker Monument. Hulle borg ons bierbekers wat sê los my volk en bier, net soos meneer Trump basies gisterand gesê het. Pretty much. Vir die van julle wat saam luister en nie saam kyk nie, dit sê los my bier en volk. Dit was nie heeltemal meneer Trump se woorde. Hy was meer los my volk en golf. En al die klugtelinge wat op pad is. Ja, gesels saam. 3. Let's get ready to trumble. Ramaphosa of Humbles. Ja, so daar was regtig nou weke lank gewag vir, wel eintlik al amper maande. Wel, Cyril het eers laasweek aangekondig. Ja. Maar ek bedoel, ons het gewag, daar was ander besoeke na die FSA, maar ons regering was nie op pad na die FSA nie, so daar was groot afwagting daaroor en die tyd het uiteindelik aangebreek en daar's gesê okay, die ontmoeting is dan en daar's toe nou kort na dit gesê wie gaan almal deel wees van hierdie afvaardiging en toe was dit natuurlik het ons toe nou gehoor okay, maar ons Johan Rupert is deel, 2 golfspelers is deel en ja, het toe die groot oomblik nou aangebreek en dit het toe nou amper half tipies Suid-Afrikaanse styl, bietjie laat begin. Al was dit nou nie noodwendig die keer ons skuld nie. En ja, toe begin het en dit redelik rustig begin en al die afvaardiging sit toe nou daar mooi in die kantoor van die president in die Withuis en die Oval Office sit almal daar mooi op hulle banke, almal op hulle plek. Trump se kant almal met hulle rooi dasse, so ek dink dit moes ook al dalk soos groot feit met meneer Trump se dasse net 'n warning gewees het van wat voor lê. En dis nou die groot vraag dink ek na aanleiding van almal wat hierdie gekyk het, was so 20 minute in nadat die ding begin het, toe ewe skielik sê meneer Donald Trump, hoorie verdoof asseblief gou die ligte en vir wie sê dit? Sê net by. Sê net Johan Rupert of Joanne. Joanne, draai vir ons die ligte af. So die ligte word verdoof en hier word 'n televisie ingerol en hierso begin beeldmateriaal speel van Julius Malema wat Kill the Boer, Kill the Farmer dreun sing en kort daarna is daar die beeldmateriaal van die Witkruise, daarvan spesifiek daar die Witkruis monument in Natal en daar was ook beeldmateriaal van die karre wat so opgelaai is en meneer Trump het nou gedink dit gebeur elke Sondag mense wat nou dit, maar ek dink dit was een van daai swart Vrydag of 'n swart Maandag optog wat ons was oor reg onthou was dit was 'n protesoptog na 'n plaasmoord in die area van die gemeenskap wat met hulle karre opgedaag het so toe waarvan die beeldmateriaal toe nou versprei is. Ja, so dit gebeur toe en terwyl die video aan die gang is, gee JD Vance toe nou vir meneer Trump pak dokumente daarso aan met 'n gruwelike foto wat duidelik sigbaar is en kom mens dadelik sien ek maar hierdie gaan oor plaasmoorde en ja, Cyril wou nog so ietsie tussenin gesê het, maar hy het toe nou nie regtig die geleentheid gekry nie en Trump het toe net hom gewys, kyk daar's op die skerm. Hy het toe nou naderhand vra ek maar waar is hierdie en ja, wat uiteraard baie sleg is. Maar ja, meeste mense met die groot gesprek nou na die tyd. Was hier 'n lokval, soos daar word seker dat julle weer okay nee, maar hierdie was 'n lokval, ander wat meen okay, maar meneer Ramaphosa het hierdie baie goed gesuistap, hy het dit goed hanteer want hy het nie kwaad geraak nie en natuurlik met verwysing na die ontmoeting tussen Trump en Zelensky waar dinge nogal redelik meer uitgegaan het. Ek dink meneer Ramaphosa het stil gebly en dit goed hanteer want ek dink al die asem was uit sy lyf. Ek wil hierdie nooit ooit weer kyk nie. Ek is in 'n uur, is ek 10 jaar ouer, is dit die langste video in die geskiedenis van video's, dit hou nie op nie. Dis fantasties. En elke keer wat iemand begin dan speel die video verder en dan sing verder. Nee, so watch. Nee, van nee, kyk klaar. Nee, dis as jy die Sondag aan fliek kyk en die kinders wil iets sê en jy is net soos
nie klaar nie. Dit was mal en vir ek my meen verskriklik om te die kyk. joernaliste skree, dis gedryf, mens kan nie hoor nie en 'n arme blykbare idioot van een van oorsese media vra oor 'n vliegtyg en dit was ek meen dit Nee, dit was ryk. Kyk, ja, wat ek besonder geniet het, is Cyril se gesig was soos wanneer jy in die Spurs sit en jy sien hulle kom aan met die kersies en jy weet dis vir jou. Nee, daai paniek. En dan sit jy vir jaar nie eintlik nie. vir jaar nie eintlik nie. En daai hele video deur sit hy soos iemand met wat moet ek met my hande doen? Wat gaan nou aan hierso? Maar nee, So my het begin met 'n glimlag, né? Hy het probeer en toe begin paniekerig raak en begin knipoog vir Joanne wat die ligte afgedraai het. Sy het in sy stoel rondgeskuif, dit was Ja, wat ek kan nie like, dis agter hom ook, so dis duidelik nie bedoel dat hy dit sien nie. Dan vaar hy weer die goed. Ek wil dit nooit weer hoor nie. Nee, ek sal dit weer en weer kan doen, Christel. dit is glorieryk geweest. Ek is motivasie hierdie. Het ons hom nie jammer Nee, gekry nie. Dit het vir my gevoel Ek kry hom glad nie jammer nie. Wat het hy gedink gaan gebeur? En dis die eerste ding is hierdie 'n lokval? Nou ek vind dit hysteries snaaks dat mense dink dis 'n lokval. Hierdie is ekwivalent aan jy stap in 'n kroeg in Kempton met 'n hemp wat sê jou ma en is verbaas jy word geslaan. Wat het jy gedink gaan gebeur? Ons het gedink hulle gaan alle decorum handhaaf. Dit is wat Mutson Chaveni voor die tyd gesê het, dis ons verwag absoluut decorum. Hulle het tot dusver nog nie. Hulle het ons hanteer met dieselfde decorum wat ons Amerika hier hanteer het. En het hulle regtig gedink dat Trump gaan nie in persoon sê wat hy voor die tyd op Twitter gesê het nie. Maar Ek dink dis wat ons gedink het, ja. Maar dan is dit hysteries naïef om na Zelensky en so voort te gaan. Nee, hy sal sekerlik nice met ons wees. Nee, dis dit gaan ons nou. Ek dink wat ons wel nie verwag het nie was die hulpmiddels. Verstaan, soos die multimedia Trump. Where is this? South Africa. Dit is tegnies korrek, die fact check het deurgekom. Dit is in Suid-Afrika. Ek dink wat mens wel uiteindelik nou uiteraard hierna kan sê is verstaan plaasmoorde en Kiel de Boer en Kiel de Farmer is pertinent nou op die wêreldverhoog geplaas en nee, dit ek kan nie paar mense wat nie daarvan geweet het of wel nee, die paar mense wat nie gisterand gekyk het sal dalk nou nog nie daarvan weet, maar ek dink redelik baie van die wêreld weet nou daarvan. En gaan daar dalk op nie 'n belangstelling in daai ding wees. Wat gaan hier reperkusies wees? Net gou vir 'n oomblik by jy praat van plaasmoorde en geweld. Terwyl dit in Suid-Afrika 'n baie groot kwessie is en dit word deurlopend geopper en dit is gisterand weer geopper, het dit in Suid-Afrika eintlik onderspeel word op verskeie platforms. Het dit gisterand ewe skielik het dit opgeblaas en selfs verbygegaan as net landelike misdaad. Nee, alle misdaad, ja. En mense het hulle misdaadstories vertel. Daar kan onder die wêreld geen illusie wees dat hier ongelooflik baie misdaad in Suid-Afrika is nie. Jy sou selfs kon sê very bad things are happening in Suid-Afrika. Terrible things and you don't write about it. Nee, kyk, die ou wat die meeste geskok was om uit te vind van plaasmoorde gisterand was Cyril. Hy het ook vir die eerste keer baie van die goed gesien op daai video. Wat maar ons weet hy is shocked. Hy was net true to form, net shocked. Waar's dit? Hy moet onmiddellik daar uitkom. Wat snaaks is want hy was die week voor dit by Nampo waar hy doelbewus actually successful die plaasmoordslagoffer muur gesy stap het. Hy het nie gisterand daai ouetjie gesy stap nie. Dit is nie hy sê van daai goed van hy was ons media was wel op die plek wat hulle gaan sê die Cyril het besonder suksesvol al Trump se vuiste met sy gesig gekeer. En dit is min of meer waar ons is want hy's raak geslaan daarso. Maar wat jammer vir hom voel of is dit verkeerd? Jy kan seker dit was cringy maar dit was my sleg dat dit die Suid-Afrika is waarna die wêreld gekyk het gisterand. Is ons net so gewoond daaraan om houe met ons gesigte te keer dat dis die ding. Ons iemand jammer kry wat ook houe met sy gesig keer. Ja en nee, dit is nie Suid-Afrika waarna die wêreld kyk, maar dis die regte Suid-Afrika. Hierdie manne gaan Davos toe en kom sê die gees van Mandela is nog met ons en so voort. Dit is verby. Dis lankal verby. Daai is die werklikheid en wat ek hysteries snaak gevind het is nou Cyril in die moeilikheid hier en dan gaan hy basies met die ou kyk ek het wit vriende argument. Wat hy opdag met dat ek net oor land, maar dat ek net my minister van landbou wie jy sal oplet wit is en lewendig is. So dit kan nie 'n white genocide wees nie want een het dit gemaak. Kyk dat hy net vir jou verduidelik en toe roep hy die golfers in. En dit is nogal snaaks, is Ernie Els gaan met basies dankie dat ons gehelp het in Angola. Nie goed genoeg nie wat hulle regeer nou, maar is nie te bad nie. Opgevolg deur Johan Rupert. Dis nie heeltemal wat hy gesê het nie kon nie. Hy het gesê dankie vir julle hulp, 1 in COVID, 2 in Angola. Nou ek by die ouens aan die ander kant van Angola, dit sit nou in die kabinet. So dis tricky. En die tweede een is Johan Rupert wat sê hy slaap met sy deure ongesluit, maar net nalat binne in my compound met veiligheidswagte reg rondom. En dus dis ook nie fair nie kon nie. Dis ook nie die regte Suid-Afrika nie. Nie wit of swart deurs nie.
mense nie. En Ja, ek dink daai man het ja, meer veiligheid as wat Bin Laden se compound gehad het. Verstaan? Wel, Dit want- is Landers het dit min gehad van gevoel wonder. Maar Kyk hoe dit vir hom ja, geëindig. en dan het jy Retief, ek is regtig bang vir my maaghoosing wat besluit het hy kom in met die waarheid al dan nie. En dit is 'n fascinerende spreekwoord wat gaan. Ja, kyk, is lekker. Ons buurman is vermoor en my ma is aangeval in 'n huis, maar oor die algemeen gaan dit goed. Ons is nog gesond en is nie bad nie en nou sit my yes, okay. Maar ek dink dit is 'n ding waar baie mense gaan. Om gaan. daar te lag, maar dit is eintlik so half hysterie. Dit is soos jy weet nie hoe moet jy antwoord nie. En hier staan dit en almal kyk vir jou en wat moet jy nou sê? Dis Jy die kan punt. nie lieg nie want jy maak jou gat vir hulle aftrek. En jy weet om dit nou nie grappie te maak daarvan nie. Dit is verskriklik waarna hy verwys het. Dit is waaroor mense kwaad is. Behalwe al die ander misdade wat ons ook elke dag Exactly. Maar ek dink dis die punt. Ons is nou al by die plek wat ons regtig dink is eintlik alright, want Trump het nogal geantwoord wat hy sê, but that's no way to live. Maar dit is hoe ons leef. En dit is nie. So die ander deel wat uitgekom het rondom die misdaadstatistiek is nie net very bad things are happening, die tweede is ook South Africa is out of control. Die eerste twee tweets van the Donald wat as heeltemal vals alles en toe kom ons afvaardiging en bevestig volledig dit. En dan natuurlik die coup de grace is toe kry hy Kusatu se vrou in om te sê, maar okay, vertel ons bietjie oor handel en goed en sy open met as jy dink dis erg. Jy het nog nie die res van die land Ja, gesien. sy kom gou oor in Naweek Township toe en dan Ja. vroue wat Nee. keel afgesny word. Wanneer ons sê misdaad is buite beheer, bedoel ons heeltemal, né? Totaal en al. Geen belegging is veilig by ons nie. Moenie jy bekommer nie. En dis min of meer die afvaardiging dat die Is sy eerste catch is. saamgenooi of is Sy is saamgenooi. land? Ja, nee, sy is saamgenooi met die doel om AGOA te verdedig. Arme Cyril Ramaphosa wou seker in sy hande huil. Iemand moet hom nou hier begin help en hulle help net om die gat te grawe. John was die meeste hulp gewees, maar hy het nogal verwys na die City Bing Idols wenner daar wat sing. Ek moet wel sê, dis een van daai goed. Dis nou Julius Malema vir die wat wonder. Dis Julius Malema, hy's nou in 'n baie uitgeleese groep. Kanye, Beyoncé en Julius Malema het nou in die Withuis gesing. Is nie bad nie. Mens kan dit altyd bymekaar trek. Wat was meneer Malema se reaksie hierna? Nee, hy was baie chuffed met homself, né? Nee, ek dink is platinum verkope is op pad ensovoorts. So dis wat redelik gebeur het is die ANC het per ongeluk 'n eerlike afvaardiging gevat. En Hoe het dit gebeur? Was hulle voorbereiding? hulle het gedink en dit is so kinderlik naïef is. Hulle het regtig gedink, ag, weet jy, dis dit Donald. Hy's so waningelig. Wat ons doen is ons plant 'n Suid-Afrikaanse joernalis wat die volksmoordvraag eerste vra. Dan antwoord ons die wit mense antwoord dit, nie Cyril nie. Hy het nogal mooi, hulle het hom voorberei en dan daarna net al wingels dit. Wat kan hy meer doen na dit? En toe vind hulle uit, nee, multimedia enter the fray. Is 'n TV met daai oogies wat so groot raak met. Hoekom is die TV hier? Wat is die? Johan Rupert wat die ligte afsit en kort daarna amptelik die pak papiere ook oorhandig aan die president. En toe sit moeilik want nou sit Trump die hele tyd en dan gaan hy, how do you explain that? Nou sê hulle nee, die EFF is 'n klein minderheidsparty, dis 'n ouetjie. Ja, en veel party demokrasie en Ons hy's nou nie in beheer nie wat opgevolg word deur maar daai is nie 'n leë stadion nie. Inteendeel, dit is 'n supervol stadion. 'n Supervol stadion. En toe Johan Rupert natuurlik vir Lamola die kiss of death gegee het gesê, kyk, hy kon amper dit wees, maar toe het hy met my gepraat. Ongelukkig is hy nou nie meer nie. So dit is nogal ja, dit was 'n eerlike afvaardiging wat pretty much geopen het en gegaan het met luister ons land is buite beheer. Ons het nie beheer oor my staat nie. Ons het jou hulp nodig. En prakties is daar geen manier hoe die ANC verder kan leef in ontkenning van twee goed nie. Die een is dat plaasmoorde werklik is en dat dit 'n probleem is en dat jy 'n deel van jou bevolking het wat wil vlug uit jou land uit. Want dit is wat Trump sê is, luister, hoekom mense vlug uit jou land uit? Vir daai Cyril. Dan gaan hy nee, jy weet nou nie, hulle is al bietjie ongelukkig. Die antwoord hier was want hulle soek apartheid terug. Dit is wat hy het gesê. Nou kom ons nie braaf genoeg om dit daar te sê nie. Noem hulle weer lafaards en goeters. Hy het dit nie gedoen nie. Is nou baie diplomaties. En die tweede een is dat die grootste gevaar vir Suid-Afrika in die buiteland is nie Afriforum en Solidariteit nie, dis Julius Malema. En die feit dat die regering niks aan hom doen nie, wat die vraag is tereg is, hoekom arresteer julle hom nie? Dit was gisterand een van Donald Trump se vrae was hoekom doen julle niks Hoekom hier doen aan julle nie? niks hier aan nie? Want nou moet jy Ek onthou antwoord. wat meneer Ramaphosa se antwoord was, want hy het ook gesê, weet, as dit ander kant toe was, as iemand anders en hy het nie die woorde wit of swart gebruik nie, as dit ander kant toe was, sou iemand waarskynlik sou julle al afbetalings opgetree geëindig het. het. En nou moet jy antwoord jong ontgrond het of dit eintlik daai sangloopbaan goedgekeur onlangs, hulle het gesê dis reg. Nou is dit vir die ouens in die buiteland is dit ooglopend duidelik as jy 'n stadion vol mense wat sing hulle wil 'n deel van jou bevolking doodmaak.
jy moet mos optree hierteen. En die ANC het doelbewus nog niks gedoen daaraan nie, dit eintlik maar laat begaan, bietjie geniet en 'n faksie van die ANC sing saam selfs. En nou sit Cyril en hy sê nee, ons veroordeel dit. Dis nie waar nie. Hulle het glad nie, hulle het die nuutste uitspraak gesê, luister, ons gaan nie nog met die liedjies sing nie, maar ons gaan hom nie veroordeel nie. Dis dan 'n ding wat ons wil hou in die sakkie en so voort. So nou sit jy daarso. En jy's deur uitgevang. So vir ingeval ons wonder, ons het al baie gepraat oor die grafieke 2 dele. Hierdie is die find out gedeelte van die grafiek. Hierdie is hoe dit lyk. Dis die lekker gedeelte van die grafiek. Hy is nie lekker nie, dis hoe dit lyk. En ek vermoed, daar gaan 'n wenteling kom, is waar aanvanklik Cyril vir Solidariteit en Afriforum van verraad aangekla het, gaan hy nou by ons aanklop vir raad. Om uit te vind wat moet hy doen? Hoe werk hierdie? How am I going to appease this? Solidariteit en Afriforum is oorwegend wit en in ons land het ons 'n probleem om wit mense te aanvaar dat hulle 'n legitimate opinie kan hê. Hulle kan net terughinker na apartheid, hulle kan net onderdrukking soek. Mense kry eintlik die gevoel dat baie mense in Suid-Afrika nie dink wit mense en Afrikaanse mense en Afrikaners het 'n rol om te speel. En 'n opbouende. Ja. Die meeste mense wil nêrens heen gaan. Ja, dit het in die gewys ook. Hy toon dit, maar dis met die groen mamba uit die sak, net om dis eintlik nogal snaaks want dis was ek kyk die paspoort kan my nêrens kry nie, maar hou vas. Nee, want hy's mooi, maar hy is daarin met 'n ander ene. Maar dit is die ding, Suid-Afrika se storie was wit sleg swart goed. En dan beteken dit en is belangrik vir die ANC. En jy het actually die mal situasie waar ouens wat vir 3 dekades vol in beheer is van die land nog steeds 'n klein minderheid blameer vir alles wat fout gaan. Nee, ek wel as hulle weer die wit mense wat die ekonomie gesink het of hierdie. En ek verstaan ook om hulle vas te lê want as dit nie waar is nie. As ons nie meer in beheer is nie, wat die feit is, dan is hulle verantwoordelik vir alles wat fout gaan. Dan is 40% werkloosheid hulle skuld. As hulle kan sê nee, dis apartheid se skuld. Dis die wit mense se skuld. Want eintlik wat apartheid se skuld beteken is nog steeds die minderheid se skuld. Dan kan jy stelsels in plek hou, soos regstellende aksie of rasstellende aksie, waar jy dan nou teen hierdie ouens diskrimineer, want dan verdien hulle dit. En wat gisterand gebeur het, is ons het gegaan van oortreders na slagoffers basies. Jy's nie meer die bad guy nie. Dit het op nasionale TV internasionaal gebeur, is gegaan, wow, wat gaan aan in Suid-Afrika? Hoekom is julle lelik met hierdie ouens? En dit maak die ANC se hele bestaan moeilik. Hulle bestaan is gerad om teen die NP te beklei. Dis wat hulle wil doen. Toe die NP weg is, toe gryp hulle enige Afrikaner wat hulle kan beklei teen hulle. En nou is dit maar, julle is besig om hulle te boelie. Dit is 'n minderheid. En vir die eerste keer is daar objektief gekyk na, jy het 'n klein minderheid wat geweldige waarde toevoeg tot jou land, en jy wil hulle wegjaag en doodmaak. Is jy stupid? Hoekom wil hulle vlug? Hoekom koester jy hulle nie? Hoekom hou jy hulle nie? Hulle maak al jou kos, hulle help geweldig ekonomies. Sou jy hulle nie eerder wou pamperlang amper nie? En dit is, daai skuif is vir die ANC, ek dink nie hulle kan dit oorleef nie. Hulle ideologie stel hulle in staat om die regeerders te wees nie. Dis nie moontlik. Ek dink ook nie hulle ideologie stel hulle in staat nie en ek dink daar's mense wat dink Afrikaners dink hulle moet spesiale behandeling kry. Ja, wel hulle sê dit. Nou ek dink nie dis moet hulle. Plaasmoorde moet, ja. Dit is 'n misdaad wat buite proporsioneel. Die verskil tussen die twee is daar is obviously is daar meer moorde in die township want daar's meer swart mense. So eenvoudig soos dit. Maar moord meet jy nie so nie. Moord, om te kyk of is daar 'n disproporsionele fokus op 'n groep, kyk jy na die syfer per 100,000. En die groep wat die gevaarlikste is raadslede in Escort en Natal spesifiek. Wat ek dink as nou al so amper 100 dood. Dis letterlik dodelik. Dis letterlik dodelik. Ja, en as al baie taaks van ja, as jy verkies word, dan reël hulle so lank al 'n begrafnis, want hulle weet, dis op pad. So maar hulle het gekry onmiddellike erkenning van die ANC, die Morane kommissie wat ondersoek het, filiale polisiebeskerming, al daai goeters. Tweede een is bendegeweld wat so 'n bietjie gefeature het, wat ook 'n ding is wat disproporsioneel is en dan se boere op plase. En die feit dat daar net nie eens nie erkenning nie. Dis 'n ontkenning gewees tot onlangs. Onthou nou, daai man wat daar sit en kyk vir die spoorkelners en besef hierso is moeilikheid. Is die ou wat 2 weke terug gesê het the colonizers came to stay by 'n Afrika ding. Hy het ons beskryf as colonizers and they came to stay and they're making great forwardness of so iets gesê. Ons doen goed hierso, maar ons is die kolonialiseerders wat hier bly. Dis wat ons sien. Dis hoe hy daai mense sien, daai kruise elkeen sien, hy is 'n kolonialiseerder wat hier ingevoer. Vind ek het gisterond dit onthou want dan ek dink nie so hier deur gesuffer nie. Dis wat hy gesê het, hy direk aan na dat die ouens wat vlug waar daai mense klim op 'n vliegtuig Amerika toe sê ek is 4 keer aangeval in die laaste 2 jaar, het hy gesê hulle is lafaards omdat hulle nie hier wil bly nie. Die ANC self het gesê hulle vlug net want hulle wil nie verantwoordbaarheid vir apartheid vat nie. Nou as jy weet dis 30-jarige mense wat sê ek het geen ekonomiese geleenthede ek gaan nie.
Dis die ou wat gisterand by die find out gedeelte van die grafiek uitgevind het. Die wêreld gee nie om oor wat was en so voort. Hulle koop ook nie jou retoriek nie. Hulle kyk na die video, sien 'n ou wat vra hy wil graag 'n deel van die bevolking doodmaak en sien jy wat niks doen nie. En gaan hoekom doen jy niks of so ou nie? Ja, ek dink selfs iemand wat niks van Suid-Afrika weet nie, wat net daai gedeelte gisterand gekyk het, dit moes wees vir iemand om te sê, maar wat gebeur hier en hoekom is dit oukei? Dis die ding, onthou Suid-Afrika in die internasionale wêreld was tot dusver dit was gewees, apartheid, Mandela, reënboog, great. En nou kom hulle terug na, kyk ons wat gebeur. Nee, hoekom wil julle mense dood, maar wat is hier aan? Wat is dit? Hoekom praat ons van volksmoord nou skielik? En daai is klink klaar want die Donald vir alles wat is het nie met ons gepraat nie. Hy het sy eie kritisie die video voorgewys, nie eintlik vir Cyril nie. En dit sê hy het nou baie vlek gevat met hoe durf jy hierdie mense nou red? Hulle is 'n spesiale behandeling. Hoekom? En hoe jy weet hy het getref met sy video is die NBC ou wat voor dit gevra het, wat van die Uyghurs, wat van dit. Kyk die video en die rekenaar gaan hy wat van daai vliegtuig wat jy gekoop het, né? Ek wil nie meer oor die praat nie. Nee, die sleg. Kom ons praat oor die vliegtuig of oor daai goeters. En dis die punt is hy het vir sy eie kiesers onmiddellik getoon ons vlugtelingprogram is geregverdig, hierdie mense wil vlug en hulle moet vlug, hulle is onder bedreiging. Nie noodwendig nou onmiddellik nie, maar definitief is daar 'n potensiaal in die toekoms en ons kan hulle help. En hulle gaan ons baie help met 'n spesifieke fokus op hulle kan landbouvaardighede bring, is 'n ander tipe ding. So dis die doel van die video gewees. So bietjie om sy eie kritisie te antwoord en terselfdertyd om aan 'n Cyril te wys. Luister, ek gaan presies sê wat ek op Twitter gesê het in persoon. Ek gaan nie afwyk nie. Dis wat ek gehoop hy wyk af. Een van die goed wat hy op Twitter gesê het, want dit sou beter gewees het. Een van die goed wat hy op Twitter gesê het was die verwysing na volksmoord. Stop vir 'n oomblik daar. So daar is nie 'n volksmoord nie. Wie het gesê daar is 'n volksmoord? Is daar 'n volksmoord? Trump sê hy besluit nog. Hy kyk. Ja. Hy wonder. Maar die ironie is hoekom ek verstaan nie hoekom ons so vashak daar nie. Bedoelende is volksmoord is nou 'n verskriklike. Absoluut. Maar dis die einde van die spektrum. Moet ons wag tot dit daar kom. Wat nou gebeur is om sê omdat ons nie aan die einde van nie aan die einde van die leer is nie, beteken ons is besig om die leer te klim nie. Nou dis dwaas, as ek op die derde trappie van die leer stap, dan is ek besig om die leer te klim na bo. En wat uiteindelik na verwys is, wat julle doen is julle sonder 'n gemeenskap uit wat sigbaar is, julle laat geweldige haatlike retoriek teen hulle toe en hulle pleeg dit selfs en daar is aanduidings dat daar disproporsionele geweld teen dele van die gemeenskap is. En julle spreek dit net glad nie aan nie. So is dit by 'n vol volksmoord Rwanda-styl? Nee, glad nie, maar dit is kommerwekkende verwikkelinge en net maar wat Rwanda jy het ook nie oornag begin met 'n volskaalse. Maar dis die ding is. So wat nou ons media hier gedoen het is om te sê, wel hulle is nog nie bo op die leer nie, dus is daar nie 'n leer nie. Is nie heeltemal hoe dit werk nie, né? Dis nie hoe dit gaan nie. Jy kan nie daai doen nie. Dit was ook net interessant om te sien hoe 'n buitestander Suid-Afrika sien. Dit was hartseer om te sien hoe 'n buitestander. En hoe baie ons al eintlik gewoond geraak het in Suid-Afrika en ek praat nou van enige Suid-Afrikaner, hoe baie ons sluk in Suid-Afrika en dan kom iemand en sê jy maar dit is nie normaal nie. Nee, maar en dan ewe skielik met jy half stop en jy dink o, hel nee, dit is nie. Miskien. Ja. Kan jy glo? Dit is toe nou nie normaal dat 'n stadion vol mense dreensang hulle wil jou doodmaak nie. Dit is nie 'n ding wat jy moet aanvaar eers nie. Dit is die deel wat ek dink vir ons 'n wekroep moet wees is. Afrikaners het baie van die goed net aanvaar as okay, dis nou maar net konteks, ons hoef nie te worry nie. Maar sonder daai ja, maar net die oogkontak maak. Sonder daai van daai konteks gestroop is dit baie dis regtig 'n problematiese ding en dan moet jy 'n bietjie meer begrip hê vir mense wat regtig sê luister ek wil net nie meer wees nie. Ek is bang, ek word aangeval, ek het geen ekonomiese geleenthede nie. Ek gaan vlug Amerika toe. En ons het lekker nou gegaan, kyk, terrible things are happening, grappies. En dan luister jy gisterand na elkeen van daai mense het 'n storie van hoe geweldsmisdaad hulle direk geraak het. En dis die rykes wat kan bekostig om 'n bietjie te verskans. Elke liewe een van ons en geweldsmisdaad gebeur omdat ons polisiediens in duie gestort het, omdat die ANC besluit het om hom te transformeer eerder as om misdaad te beklei. Dat die polisiemanne moet swart wees, hulle moenie noodwendig doeltreffend wees nie. Daar is doeltreffende swart polisiemanne, maar hulle het lankal wegbeweeg van dit af. En dit beteken wat kom van hier af, is as dit nie vir Cyril duidelik was voor die tyd nie, is jy gaan Amerika nie ontsluit sonder om deur Afrikaners te beweeg so intoe nie. Is daar nog 'n kans? Ja, daar is nog 'n kans. Die feit dat hy hom nie Zelensky het nie, en hy het hom nie heeltemal verneder nie, is hy wil nog praat hierna. Jene kon dit was baie naby aan Zelensky. Ja, hulle kon die ete kanselleer. Ek kon gesê luister.
genoeg van die. Maar hulle het hier, daar was vis en spinasie dink ek. Guys, I lost my appetite. Was 'n hoenderborsie. O, hoenderborsie. Sy het gesê dis 'n hoenderborsie wat hy geniet het. Want dis die Dis tipe amper vis, dis wat fyn. verstaan gou, want dis die tipe hard-hitting vrae wat die Suid-Afrikaanse media na die tyd gevra het. Is 1, gaan jy 'n whisky drink en 2, wat het jy geëet na hierdie vergadering? Dis klassinus, né? Maar in elk geval, Nou, ons is mense met 'n mooi sin vir humor. dit was En ons hou van eet en ek verstaan. los dit nie. Okay, maar ja, dis nou die volgende groot vraag. Was hierdie 'n waterskerringsoomblik? Was Ja. dit 'n once-off? Hierdie het nou gebeur oor so 'n paar dae gaan almal oor dit wees of kom hier nog gevolge, Ek dink reperkusies? die FSA is oor ons. Hulle is nou klaar met ons. Ek dink julle is oor ons. Jy het vir Elon waar daar sit, but baie Ja, naby dit aan was hy hom begin praat, en dan het ons golfers wat saam met Trump speel. So ek dink Ja. Suid-Afrika gaan eintlik maar op Trump se agenda bly ten minste tot die einde van sy presidentskap. Dis ons het nog 'n kans. Want hierdie mense is waarmee hy hom nou omring en hy praat die hele tyd van sy Suid-Afrikaanse vriende en Ja, hy versamel ja. ons pope. Maar wat gebeur nou volgende? So moet ons nou wag ons nou vir aankondigings oor die handelsbetrekkinge, oor sekere ander goeder, oor sekere gaan daar sekere goed wees wat Suid-Afrika doen. Byvoorbeeld daar's voor die tyd gepraat oor Starlink en gesê okay, Ja. maar ons gaan 'n plannetjie maak vir Elon. Daar was dis nou wat berig is en daar's gesê Ek dink ons gaan 'n plannetjie maak vir Elon. Ek dink ons gaan binnekort Starlink in Suid-Afrika sien. Hulle sê dit in ons gebied, maar ek dink ons is volgende. So die perskonferensie van Ramaphosa na die tyd, hoekom ek sê hulle is nie heeltemal klaar met ons nie, is want Trump het 'n klomp goed daar gegaan met, maar ons sal dit nou in die toevergadering bespreek. Wat as jy klaar is, as jy regtig die brug aan die brand steek, dan gaan jy met, nee, kom ons praat nou hieroor. Want dan sou hy nog kon Raswet toe gaan, Elon toe gaan. Ja, ons het glad nie ras Van daar af hardloop. Nee, so dit sê toevergadering en toe na die tyd in die toevergadering vra hulle vir Cyril, het hy oor Starlink gepraat? Hy het nie oor Starlink gepraat nie. Maar hy het oor regulasies wat Amerikaanse belegging uithou gepraat. Lees in hakies die Starlink. Starlink. En dan sê hulle maar ons sal nou moet kyk, ons gaan moet van daai regulasies verander vir Amerikaanse maatskappye. Wat prakties beteken wat ek vermoed op pad is of algehele kwytskelding of gedeeltelike kwytskelding uit BEE uit vir internasionale maatskappye of spesifiek Amerikaanse maatskappye. En dit is nie 'n slegte ding nie, want dis die eerste domino wat hierdie mal rassebedeling begin. Dis nie sagtering vir Amerikaners, maar vir Suid-Afrikaners wat ook daaraan moet voldoen, is daar hoop vir hulle ook. Dus die ding is dan van daar af begin dit dan word met maar nou moet ons 30% meer betaal vir alles en hulle hoef nie, ons kan nie kompeteer nie. So as daai domino val, dan van daar af begin dit toenemend die hele ding val. Sy morele bodem het al rukkie terug uitgeval. Toe ons agterkom die enigste ons wat baat daarbey is die miljonêers, niemand anders nie. Maar daai is 'n belangrike ding wat sê Starlink is op pad. Ek dink ons kan vrede maak. Tesla is dalk selfs op pad. Hulle wil Tesla's uitvoer na Suid-Afrika. En hulle gaan moet die regulasies aanpas internasionaal. Dis onbelegbaar tans. En die feit dat Cyril so hamer op ons moet beleggingsvriendelik word. Ons moet die nommer 1 ding wat beleggers uithou. Het hy direk gevra vir beleggings. Hy het direk gevra vir beleggings. So die Amerikaners gaan dan waarskynlik direk vra om die hekkies uit die pad uit te haal. Dit is toe dusver was dit die gesprek met die ANC het as jy daai video kyk wat hy gesê gaan Indië toe. Hou verby as jy nie wil 30% BE gee nie, moenie by ons belê nie. Cyril het nie heeltemal daai hoek gevat nie. Die persoon wat dit gedoen het, Bengu is sy woordvoerder. Wel so 'n streekie, hulle gaan dalk 'n gesprekkie met hê oor messaging. Maar die boodskap is kom belê by ons, maar beleggers gaan tereg antwoord met nommer 1, luister, ons dink ons belegging is veilig nie, want julle wil ons eiendom vat. Julle gaan moet 'n plan maak met dit. 2 sal wees om te sê dan ons gaan nie 30% van die maatskappy weggee nie, maak 'n issue. As dit word, luister jy moet net belê in die vaardigheidsopleiding en so. Dis 'n baie beter plan oor die algemeen om te sê lei mense op om vir dit te Maar doen. dit is 'n beter plan. Ja, maar nie vir die ANC nie, want hoe eet jy as die trog leeg is, Christel? Dis die probleem. Jy moet nie leer hoe om die trog te bou nie. jy moet nie leer wil Maar as hierdie suffering waardeur ons gestrand is op enige manier lei tot 'n besef by die ANC dat die ANC nie meer net vir homself kan die trog volhou nie, dan sal ek dalk weer Dan sit dalk maar double selfs play, kort clips. in die woorde Nie van hierdie DJ hele ding Khaled, suffering from success. Dis min of meer. Ja, As ek die dink is ANC goed. een of ander les geleer het hier uit, Nee. dan sê ek goed. Ek dink dit is goed dat hulle ook weer weet okay, die wêreld se aandag is regtig op ons. Ja. En dit gaan voortduur vir die res van die jaar want die G20 kom, daar moet nog gesien word of gaan Donald na die G20 toe kom.
dalk oorweeg het as daar hierdie goed gebeur nou met die Amerikaanse maatskappye en dan gebeur 'n hele paar ander goed en dalk kan Indian Goose hom oortuig, hoor jy, gaan na G20 toe, dan speel ons daar by Stein City, in Markie. Hy's nie jy kan also hier jou plekkie terwyl jy hier is. Is veilig, Die deure ongesluit compound, jy kan met die stoep deur oop slaap. Nee, presies. So ek vermoed kyk Trump het gegaan, hulle gaan okay, maar kom jy G20 toe sê, voor dit nie, nou maybe. Nee. Dalk. Dalk was 'n goeie Uitstekende plan. no. So dis die ding, wat belangrik is hy het regtig nie vir hulle plat gevee nie. Hulle wil nog praat en hulle wil die goed verander, maar dit is baie duidelik as jy die ANC is. En dit wys net vir jou hoe ontkoppel is. Hulle het regtig kinderlik naïef gedink. Dis wat ons doen is, ons daag op. Ons lekker die man blink. Ons sê vir hom, jy's amazing, 'n groot keiser. Ons gee vir hom 'n golfboek en hy vergeet alles. En hy gaan weet julle wat, hier's 'n golfboek, diskrimineer wat daai mense gaan aan. En dit het nie gewerk nie, maar enige iemand buite die ANC kon vir jou sê dis nie 'n wenplan nie. Die Britte het opgedaag met die brief van Buckingham af, maar ook met wesenlike veranderings aan hulle tariefstruktuur om te gaan. Okay, kom ons maak 'n deal. So ons moes die golfboek gevat het en ietsie. Ons moes die golfboek gehad het en gesê het, weet jy wat, ons dink ons gaan dalk hierdie raswette begin uitfaseer en ons gaan nie grond vat sonder dat ons betaal daarvoor nie. En so hulle het gedog, kyk, maar is die klassieke. Hy is eintlik maar so 'n bietjie simpel, jy weet dit. Jy gee hom 'n golfboek, dan koop jy hom om en die gegiggel toe hulle agterkom, guys go to plan B en dan roep hulle daar agter met, jy's nie 'n plan B nie. En nou sit wat bly oor? Dis plan DA. Hy gooi vir John in. Daar's min goed wat so wonderlik is soos my agricultural minister. Who you'll notice is white and not dead. is wonder, is glorieryk. So, okay, vir ons vorentoe as Afrikaners, ons is terug in die wêreld se kollig. Ons is in die kalklig. Ek dink nie op die slegste manier ooit. En nie laas toe ons so in die kalklig was nie 'n goeie manier nie. Toe het ons die bad guys in flieks geword. Ek dink nie dis op pad na hierdie nie. Jy gaan jou media wat vir Trump haat, gaan ons ook haat nou. Hulle gaan teen ons uitvaar herhaaldelik en sê jy jok. Media wat mal is oor Trump gaan mal wees oor ons, maar die ou in die middel wat daai kyk gaan julle het groot uitdagings. Daar's iets en dat julle bly staan is nie bad nie. En hopelik volg dit na hoe help ons? Kan ons julle dalk op 'n manier help of kan ons julle hier akkommodeer? Dis die ene wat op pad is. Saam met dit, die feit dat Afrikaners nie wit nie is belangrik. Dit beteken dat Afrika se ras storie is gebreek. Dis nie meer dat is die swart-wit ding nie. Hulle het ook herhaaldelik weer terugvat. Trump hulle praat van kultuurgemeenskappe en ek dink nie die ANC gaan wegkom sonder om iets te doen aan Citibank Idols wenner en nou Grammy performer Julius Malema nie. En die tweede een is sonder om iets te doen aan landelike veiligheid nie. Hy gaan moet wys hy doen iets aan hierdie. Want anders hoe jy daai video verduidelik is, ja, ons het hierdie planne, iets wat ons wil doen. Tans was dit gewees, die video verduidelik wat was dit? Ons weet nie eers hiervan. Ja, en toe sê ons nou van, okay, maar ons kort tegnologie, en toe sê ons stel belang in tegnologie, en ons kort drones, en toe vertel Rupert van die drones waarmee hy gehelp het. So mag gestop het. As jy reg onthou. Wat hy ook vertel, is hy sê, your precursor. Nou is het by, ja, maar, jy was 'n jong president, is 'n bietjie moeilik. Nee, so dit is... Okay, so ons is daarom nie plat gevee nie. Ons bly staan. Man, Afrikaners het nie 'n slegte aand gehad gisterand nie. Plaaslik gaan dit dalk moeilik wees. Alhoewel ek weet ook nie. Ek dink die video en die kruis en so voort is baie treffend. Dit is mense vergeet soms wat regtig in Suid-Afrika gebeur het. Dit was verskriklik om dit deur die oë van 'n buitestander eintlik weer te sien. So dis die ding. Ek dink dis hoekom dit so moeilik was om na te kyk. Is mense het amper afgestomp geraak vir wat om jy aangaan, want jy is so gewoond daaraan om die bad guy te wees dat jy dit ewe skielik deur die oë van iemand anders sien, was dit soos is fout met hierdie prentjie. Exactly. You are bad guy, but not bad guy. Jy verstaan. Dis net ons is nie slegte mense nie. So ons rol verder met die groen mamba. Ons rol verder met die groen mamba. En oopstoepdeure en drones. En wel van ons met oopstoepdeure. Ek dink daar kom vir die ANC moet daar 'n verandering in die verhouding met Afrikaners kom. Hulle het regtig gedink dat Cyril het voor hierdie weer eens doelbewus nie met Solidariteit en Afriforum wou praat nie. Hy het die gesprekke probeer railroad, gesê hulle gaan nie eers met ons praat nie, ons is besig met misinformasie en verraad. En ek dink daai opsie skielik is die werklikheid op jou met nee, okay.
Ek gaan moet by hulle aanklop. Verraad. Verraad. Daar's Drink net nog enetjie op verraad. Yes. Ons sal